dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag. En Tannie is so bly om vir julle weer 'n storie te bring. Kom ons luister. Die storie van Jesus deel 11. Die kruisiging, dood en die opstanding van Jesus. Terwyl Jesus by Pilatus die goewerneur was, het hy hom ondervra, maar hy kon niks teen Jesus kry nie. So hy vra toe die soldate om vir Jesus te slaan, sodat hy hom kan vrylaat. Hy het gedink die Joodse leiers sou bly wees en dat hy vir Jesus kon vrylaat. Maar toe hy vir Jesus na hulle toe uitbring, het hulle geskree, kruisig hom, kruisig hom. Toe het Pilatus hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Hulle het vir Jesus op 'n kruis gehang met 2 rowers, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die gordyn in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Jesus was begrawe in 'n nuwe graf en hulle het 'n groot klip voor die graf gerol. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. My liewe maatjies, julle het onthou Tannie het vir julle gesê dat julle moenie hartseer wees die laaste keer nie, want kyk, hoe het Jesus die oorwinning gekry oor al die bose magte, en hy is nie dood nie, maar hy het weer opgestaan, en Jesus lewe, liewe maatjies, hy is saam met jou maatjie. En julle moet onthou, dat Tannie is lief vir julle, maar